Nou ja, dag sê maats. Nou, eerste van alles, ek wil graag vir julle dankie sê. Ek het nou al 'n klompie terugvoering gekry en dis eintlik vir my is dit bietjie hartseer. En ek het meer gevoel vir julle situasies en ek het meer gevoel vir julle omstandighede en dit lyk vir my baie mense sukkel maar inteendeel met dieselfde ding. Ek kyk na die terugvoer wat ek ontvang het, jy weet die vorms wat julle vir my ingevul het en dit lyk vir my baie in die geval is dit nie gediagnoseer voorheen dat dit eintlik is dat julle sukkel met gastritis of 'n H. pylori gastritis en in sekere gevalle kan dit ook wees dat julle dalk sukkel met IBS, dis irritable bowel syndrome. En dit beteken dat meeste mense is geaffekteer deur goeters. Mense, ek dink voordat ek wil praat oor aandetes. Ons het nou lekker in die vorige video het ons gepraat oor middagetes en dat 'n middagete is eintlik vir jou so belangrik. Maar voor ons daaroor praat, ek dink kom ons gesels met mekaar gou oor 'n paar beginsels. Mense wat sukkel met maagomstandighede, mense wat sukkel dat hulle diarree het en ander sukkel weer met hartlywigheid. Jy weet, ander sukkel weer vreeslik met krampe en swooibrand en opgeblaasheid en al daai goeters. Ons moet verstaan dat baie van die kosse wat ons deesdae eet is vreeslik geprosesseer. Ons moet verstaan en ek bedoel julle kan my vrou vra agter my rug, die van julle wat nou al met my vrou op Affordable Eats te doen gehad het, ek bedoel ek is rondlik gesond as gevolg van Affordable Eats. Want haar kos is heerlik. En sy is op TikTok, sy is op YouTube en sy maak maar goeders wat 'n mens by die huis vind en hier en daar moet sy grootliks aan haar dieet aangepas het om seker te maak haar dieet is ook vir haar veilig, veral met die H. pylori gastritis wat sy self gehad het. En julle sal hoor ek het gesê sy het dit gehad, sy het dit nie meer nie. Maar ons moet verstaan dat kos is die grootste sneller trigger. Ekskuus, die woord het my verloor nou daarso. Maar ek gaan my nou kry. In elk geval, maar ons moet versigtig wees vir kos en geprosesseerde kos is die ergste. Jy weet, ek sien in haar rehabilitasie van haar gesond word dat die ding wat sy eintlik die meeste mee gesukkel het is vet. En vet is oral. Jy weet, jy het room en jy het kase en jy het olies en vet is in soveel forme en vet is die ding wat actually vir haar die grootste probleem was en die grootste trigger. Nadat ons ewen nou ontslaag geraak het van die H. pylori, is daar nog steeds tye wat sy opgeblaas is as gevolg van vet. En mense nou dink, jy weet, goed soos knoffel en goed soos eie en dit is goeders wat in jou maag ernstig fermenteer. Dis goeders wat jou verskriklik opblaas en dit maak dit ongemaklik. En mense dink dis die dinge wat daar gaan aanval, maar dit is eintlik vet. Jy weet, sy kan byvoorbeeld 'n roompudding maak en as sy daarvan geëet het, blaas sy op en die maag brand so 'n bietjie en so aan. Omdat sy nog op training wheels is, jy weet, die maag is nog besig om ordentlik te genees, want ons moet verstaan, as H. pylori uitgewerk word, die genesingsproses van die maagwand, stomach lining, dis 'n 6 tot 8 weke proses. Dit raak makliker soos die tyd aangaan, maar dit is 'n lang proses. En weer eens, baie meer van die konsep en die fout wat ons ondervind, of wat ek nou raak sien is, dat mense kry H. pylori treatment, en die oppaswerk nadat die H. pylori weg is die belangrike deel. Jy weet, daar's 'n venster van 6 tot 8 weke, waar mense nog steeds baie besonders moet kyk na jou dieet en so aan. En in algemeen, ek weet, kos is duur. Jy weet, ons kan vir mekaar doekies omdraai en ons kan vir mekaar vertel wat ons wil. Kos is duur. Maar as 'n mens gaan kyk na jou vars groente, ek is nie bang en ek is ook nie skaam om te sê, jy weet, ek gaan na 'n Food Lovers Market toe of die plaaslike mark en ek gaan koop 2 kg wortels en op 'n Saterdagmiddag dan gebruik ek dit as my yoga tyd, for lack of a better word. En ek gaan staan voor die houtplank en ek skil dit en ek sny dit self op, want dit gee my kans om te dink aan allerlei dinge by die werk, dit gee my kans om te dink aan allerlei dinge by die huis.
En ek en my vrou sal staan en gesels terwyl ek dit opkerf en 'n mens druk dit in die vrieskas in, laat dit gereed is wanneer jy dit wil gebruik. Op die einde van die dag is dit goedkoper. Ons het daai toets gehardloop die ander dag. Ons is baie lief vir Country Crop. Nou, jy kan 'n pak McCain's Country Crop kan jy by die winkel optel. My liefde, wat kos Country Crop? Country Crop R50. Eers R50. Nou, jy kan een pak gaan koop, is 'n kilogram, en as jy 'n familie van 3 of 4 mense het, dan gaan jy basies die hele pak opgebruik in een sitting. Jy weet, want dis meer spasie as enigiets anderster. Nou, dan gaan jy na jou food lovers toe en jy gaan koop 'n bietjie blomkool en 'n bietjie broccoli en 'n wortel en 'n boontjie en 'n die en 'n daai. En jy gaan kyk maar na goeie pryse en jy stel vir jouself pakke op. Jy weet, en jy kan dit gaan uitweeg op die einde van die dag. Ons het dit uitgeweeg. Dit klink stupid. Jy spaar 10 of 15 rand, maar dit is eintlik nie net die geld wat jy spaar nie. Jy weet, as jy iemand is soos ek, wat nou net vir jou gesê het, vir my vreeslik terapeuties, op die einde van die dag is dit vir my lekker om dit te staan en doen, en dis my hande werk, en daar's 'n beloning daarin, there's a reward in it. You know, gaan staan daar, sny dit op, pak dit in jou sakkies, en ja, mense gaan nou vir my sê, ja, maar plastiek sakke die en plastiek sakke daai. Weet jy wat, nee, die ou mense het plastiek sakke gebruik. Hulle het geleef tot 170 jaar oud. Okay, dalk nou nie so oud nie, maar en hulle het gesonde lewens gelei. Hulle was aktief geweest, en ek dink dit is 'n nadeel wat ons ook deesdae het. Saam met 'n gesonde lewe beteken dit 'n mens moet aktief wees. Om op die bank te sit en TikTok te scroll vir 4 ure is definitief nie gesond vir jou. So 'n mens het nodig om te beweeg, maar as 'n mens kan, probeer wegkom van geprosesseerde kosse af. Gesonde, opgekookte groente, saam met 'n stukkie vleis wat gaar gemaak word sonder olie, sonder ekstra addisionele vette, net met die regte krye, is fantasties. En dit gaan jou help, dit gaan jou maagie bedaar, dit gaan jou binnegoed bedaar, en 'n mens moet ook nou versigtig wees, want soveel soos dit ons probeer na een kant toe gaan, 'n mens het vette nodig, verstaan my reg, maar jy het gesonde vette nodig, 'n olyfolietjie saam met hierdie, avokado peer saam met daai, dis gesonde vette, en jou omega-3's wat jy nou uit vis uit kry. Ek weet baie mense is nie lief vir vis eet nie. Ander mense is nou weer mal daaroor en eet alleenlik vis of hoender of iets in daai lyn. Maar dis alles in balans. Op die einde van die dag, jy moet jou kossoorte ken. Jy moet verstaan wat jou kossoorte is, en dit sal jou toelaat om vir jou prentjie aan mekaar te sit, maar moenie bang wees om jou moue op te rol en 'n bietjie tyd te vat in jou eie kos voor te berei nie. So in hierdie reeks verder, ek gaan nou so 2 of 3 video's gaan ek ook nou nog maak, waar ek self 'n paar kossoorte gaan voorberei. En as dit nodig is, sal ek ewen 'n paar video's vir julle maak, waar ek vir julle vertel, hoe berei 'n mens jou boontjies voor, en hoe sny 'n mens 'n koolkop op, en 'n broccoli op, en jy pak jou eie country crop vir jouself, jy weet. Op die einde van die dag, as ons daai gesonde kos eet, en ons berei dit net reg voor, dan maak ons dit makliker vir ons maag. Die oomblik as ons begin alkohol in groot hoeveelhede inneem, ja, ek sê nie, ek drink nie 'n dop nie, ek drink 'n dop. Maar wat ek vir jou sê is, jy weet, 'n mens moet maar, dis alles in balans. Ons kuier lekker op die een dag, en dan vir die res van die week beteken dit ons eet gesond. Of my vrou maak iets lekkers, en dan probeer ek maar vir die res van die tyd dit vermy. Ek dink ek het hierdie vakansie te veel gewig opgetel, as gevolg van ek het dit nie vermy nie, want ek het lekker gesmil. Dit gebeur ook maar. So, nou net gou vanaand na aandetes toe. Ek het gepraat oor middagetes, en dit was nie vir my nodig om te veel te druk op aandetes nie. Middagete is jou belangrikste ete, en as jy wil in die aand, kan jy dieselfde kosse gebruik as wat jy in middagete gebruik het. Jy weet, jy kan miskien in die aand 'n snytjie toast eet, en jy kan 'n bietjie bovrol opsit, soos wat jy sou gedoen het as jy 'n snack geëet het, of 'n bietjie Marmite, want dit sal ook help met die B12 wat jy nodig het. Maar 'n mens moet besef dat hoe groter jou aandete is, hoe meer gaan jy sukkel, hoe meer gaan jy opblaas, hoe meer gaan jy sukkel met brandmaagie en so aan. Dis hoekom middagete is vir jou belangrik, dat jy groot ete inneem om al jou minerale en vitamiene te kry, en in die aand gaan ons net eet, want ons wil nie ons maag alleen laat nie, en ons wil hom nie leeg laat nie. Dis wanneer hy probleme begin veroorsaak. So dis die raad wat ek julle kan gee. Dink daaraan, jy weet,
ja, jy gaan vir my sê dit raak afgesaag. Staak, ek eet elke dag nou groente. Ek eet elke dag nou hoender. Weet jy wat, op die einde van die dag is ekonomies, eerste van alles. En in die tweede van alles, nee, 'n mens moet maar daai besluit neem. Wil jy beter voel? En jy gaan daai sacrifice maak, jy gaan 'n opoffering maak om te sê ek gaan dit maar eet, of wil jy sleg voel in die aande? Sorry, daar is nie 'n makliker manier om dit te sê nie. Maar hierso is dit back to basics, ons gaan terug old school, en dit beteken ons eet rysvleis en aardappels. Daar is ons die antwoord. Want dit het gewerk, jy weet, dit het vir die ou mense gewerk. Ek het so groot geword en het maar daar gesit en sulke lang tande maar daai blomkool geëet. Ek gaan vir julle eerlik sê, ek eet nie 'n Brussels sprout nie, ek baier. Maar ek eet baie van die ander goeters ook. En malvleis op aardappels. Okay, ja, dit klink 'n bietjie veel anders, maar dink daaraan, jy weet, herderspastei. Wat is dit anderster as malvleis op aardappels? So, dit is maar die tipe goeders wat 'n mens kan doen, dankie mevrou. Presies. Dis wat ons maar kan doen, jy weet, en op die einde van die dag, dis die goeders wat ons magies rustig maak. En dan moet 'n mens pas op vir die krye, veral as jy met IBS en daai tipe van goed sukkel, want dit is sensitiewe triggers. Daar's al reeds 'n sensitiewe dikdarm en ons moet hom oppas. So ons gee hom gesonde groentes, ons gee hom gesonde vette, ons gee hom gesonde proteïnes. Ons hou meer van krye in ons kos as dit is van direkte spices. Dat ek die woord verloor. Maar in elk geval, ons gebruik in elk geval krye eerder as wat ons spices gebruik, en goeders wat sterk is, soos chilies en daai tipe van dinge. Jy weet, ons is lief vir knoffel, ons is lief vir eie, maar het julle al daaraan gedink? Jy weet, jy kry 'n ding wat hulle doen, knoffelpoeier, eiepoeier. Hy geur jou kos, maar hy het nie daai probleem dat hy soveel gasse veroorsaak nie. So dit is goeders wat 'n mens voor kan kyk. Jy weet, en ek weet by die local Spar, koop jy eiepoeier, ek dink R7 'n pakkie gewees of R9 'n pakkie. Knoffelpoeier koop jy vir R12 'n pakkie. En jy het nie nodig om 'n skopgraaf vol van dit in jou kos te gooi om 'n geur te kry nie. Jy kan knoffelpoeier is R40 'n pakkie. Ekskuus. Maar jy gebruik 'n klein hoeveelheid van dit, dis vir die geur. Op die einde van die dag, ons eet vir geur. En ja, jy gaan nou nie na die tyd ruik soos 'n, jy weet, wat is daai grappie? Daar was 'n grappie gewees van die knoffeldieet. Ek gaan op 'n knoffeldieet gaan. En as ek klaar op my knoffeldieet is, dan gaan, jy weet, mense gaan so ver van my afstaan, ek gaan skoon maar lyk. Dis nie dit nie. Ons gaan knoffel gebruik vir geur. Ons gaan dit nie gebruik dat dit, jy weet, die huis leeg hou nie. So dis maar die dinge wat ons aan kan dink, en weer eens kom ek terug net gou vandag na aandete toe. Aandete en middagete is gelyk aan dieselfde ding. Middagete se porsies mag groter wees as aandete se porsies. En outomaties as ons dit doen, dan voer ons die spier baie goed, en daarteen help ons ook dat ons nie soveel kalorieë het wat gaan vassit om die heupe nie. Want mens wil maar toch op die einde van die dag daarom nie te veel gewig op tel nie. En dis lekker as 'n mens 'n bietjie verslank ook, want dan pas daai rok wat ons daar in die kas het en daai broek wat ons in die kas het ook vir 'n slag weer. Ek weet, ek is self 'n victim daarvan na hierdie vakansie wat my vrou my so gevoer het. Maar ja, ek hoop dit help julle. Sterkte daar mense. Dink aan julle.